liewe broer en suster, kom ons begin lekker saam sing. Ek het nou gedink, ek het hom al gesing iewers in die verre verlede. En dan is ek baie dankbaar daaroor as ons hom dan vanoggend weer 'n bietjie kan afstof. Maar ons begin vanoggend met Vonk 82, ou Halleluja lied. Laat ons skyn vir Jesus, hy het net bietjie ander woorde. En kom ons sing dit lekker saam. Ek dink veral ons ouer mense ken hom baie goed. Ons het groot geword daarmee. En kom ons loof die Here saam. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans, skitter soos die sterre in die hemelsons, in die donker wêreld waar die lig verdwyn, skyn daar met jou lig en alles dit wyn. Laat ons skyn vir Jesus en met blydskap sing, soos sy liefdesboodskap ook aan ander bring. Hy help jou en lei jou, hy stap met jou saam. Skyn dan so vir Jesus net waar jy gaan. Laat ons skyn vir Jesus, dit vra hy van jou. Moenie langer wag, nie doen dit sommer nou. Laat ons vir hom lewe, voluit elke dag. Skyn dan so vir Jesus, hy gee jou krag. Goed, dis die lied waarvan ek nou net gepraat het, wat ek ook vir julle gestuur het. Klink vir my, hy is redelik bekend by julle, pragtige loflied. As ek dit geweet het, het ons hom lank al gesing. Prys die Here vanuit die hemel, is lekker vrolike lied, lekker vinnige loflied. Kom ons loof die Here saam, daar is 4 verse. Prys die Here vanuit die hemel, prys die Here, alle engele, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys die Here, prys sy grote naam. Prys die Here van die aarde af, uit die see en van die berge af. Prys hom bome, diere, plante en riviere. Prys die Here, prys sy grote naam. Prys die Here, alle volke saam, sy vroue, prys die Heerse naam, prys die koningsvorste, oud en jong tesame, prys die Here, prys sy grote naam. Is my Here, en ek prys die naam, is verhewe, oor my loflied saam, in die majesteit, sterk oor al die hemel, is my Here, en ek prys die naam. Is my Here, en ek prys die naam. Is my Here, en ek prys die naam. Ek het nou te veel, nie op die springbokke geskree nie, maar vir hulle geskree, dis hoekom my stem nou nie lekker is vanmôre nie. En ek weet ek moet dit nie doen nie, maar nou ja, nou pluk 'n mens maar die vrugte van alles, né? Vlam 8 het ons verlede Sondag begin oefen, want hy was nou heeltemal onbekend. Pragtige lied, 'n bietjie vaslegging doen vir ons liedere ook. So kom ons doen hom dan vanoggend met die voorafsang deur Vlam 8. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwig, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons lief het, altyd getrou. Heilig, heilig, Heer God almagtig, waar
to Broer en suster, hartlike goeiemôre nou aan almal van u. Is lekker om julle hier te hê vanmôre en ek glo dat jy met verwagting ook hier is vanoggend. En ons tema vanmôre is dan afsondering. Ons gaan 'n bietjie gesels oor hoe belangrik dit is dat ek en jy ons in die teenwoordigheid van die Here gaan afsonder. Natuurlik is 'n erediens ook 'n geleentheid vir afsondering waar ons dan net 'n bietjie stil voor die Here kan word vanoggend. Die aankondigings kan ons net gou saam met u deurgaan. Ek het nou 'n bietjie net eers bietjie op my bladsy kom. Goed, baie geluk. Almal wat 'n huweliksherdenking vier van vandag tot Saterdag, is iemand? Iemand 'n huweliksherdenking? Niemand hier? Goed. Dan die jeuggroepe en die klasse na die diens, dan ook ekstra Bybels as jy nog steeds het in die CMR wat benodighede of nie bederfbare produkte benodig. En dan as jy ons kan help, vir Peer te kan help soms met die rekenaar en jy voel jy kennis daarvan, kom ons help vir Peer ook. Hy sit Sondag na Sondag hier en het ook baie keer 'n behoefte om 'n afnaweek te hê. So kom ons kyk of ons dalk vir Peer net 'n aflos ook kan kry. Dalk nie net een nie, sommer 1, 2 of 3. Dan by voorbidding het jy daar, ek gaan nou nie al die name lees nie. Jy het alles daar. En dan kom drink 'n koppie tee of koffie na die tyd in die saal. Miskien net bo elke week 'n blaadjie by die deure vir selfstudie. Broer Sitter, ek kan dit nou nie genoeg beklemtoon vanmôre dat u tog 'n blaadjie moet neem, maar ek stuur dit ook vir u op die WhatsApp groepe. Wat u self dan dit wat ons elke Sondag in die erediens hanteer, dat dit vir jou dan 'n verlengstuk is in jou eie Bybelstudie en jou eie besig wees met die Here. Dis eintlik belangriker as die erediens self, is daar die selfstudie na die tyd, want daar's baie keer 'n paar praktiese goede wat ek ook vir jou daarmee help. Dan ons pampoenkompetisie. Ek hoop julle het al julle pitte by die kerkkantoor gekry. As jy dalk nog nie weet hoe dit werk nie, jy gaan vir jou pampoenpitte daar kry en dan gaan jy 'n pampoen kweek. En volgende jaar met ons bazaar kry die een met die grootste pampoen kry dan 'n prys. So daar is amper 3 soorte pampoene, maar veral 2.
So dit is by Tina by die kerkkantoor dan beskikbaar. So moenie huiwer om jou pompoenpitte dan daar te gaan koop nie. Dan die verjaarsdag, Sondag die 14de, Hester Richards, is sy hier vanoggend? Is sy oorlede? Goed, baie dankie Leonie. Ons is besig met die kerk se program om te kyk wie is weg en dankie dat jy vir ons help daarmee. So ek wil tog maar vra, dit wat Leonie nou gedoen het, help vir ons verskriklik baie. As jy iemand se naam op die skerm sien, en jy weet hulle is weg, laat weet maar vir ons by die kerkkantoor of van my. Dankie Leonie, ons is besig om dit uit te sorteer. Kom ons word dan vir 'n paar oomblikke net stil voor die Here. Wees stil en weet, ek is die Heer. Dit het U vir ons gesê by die woorde van die psalmdigter. En mag ons vanoggend dan, Here, ook wanneer dit so stil word om ons, bewus word van U grootheid en U heiligheid en U almag. Want dis in U teenwoordigheid, Vader, wat ons ook vanmôre kan stil word en voorbidding doen vir elke persoon wie se naam ons op hierdie lys gesien het. Daar's mense wat pyn het, daar's mense wat hartseer is, daar's mense wat om een of ander rede, Here, net 'n liggaamlike kwelling het, wat moeilik is. En ons wil hulle aan U kom opdra en voor U voete kom neersit en sê, Here, handel daarmee ten goeie. Handel daarmee tot eer van U heilige naam. Handel daarmee, Here, sodat U ook daarin en daardeur die koninkryk kan laat kom. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Broer en suster, die Here groet elkeen van ons vanoggend en as jy dit ontvang, dan het jy alles wat jy nodig het om van te lewe. En al wat ek en jy in hierdie lewe nodig het, is genade. So ontvang dit, wanneer die Here vir jou sê, genade en vrede. Dit kom van God ons hemelse Vader, dit kom van Christus Jesus, die opgestane Here, en dit kom van die Heilige Gees, wat die waarheid van Christus se liefde en genade aan my en jou hart kom openbaar. Kom ons loof die Here saam met 'n loflied, ook enetjie wat ons nou al baie goed ken, in Vonk 126, hoër as die hemel, dieper as die see, wyer as die heelal, die mens en al sy weë. Kom ons sing dit uit ons harte uit, dis so 'n pragtige lied. Hey
geen sin. Heilig Heer, Hy is koning, grote koning, God van mag en krag, God van woord en daad, prys die koning, grote koning, God van son en reën, God van sorg en seën, Heilig Heer. Goed, kan ek gou vra al die kinders, ek wag gou vir julle hier onder. Al die kinders, kom maak gou 'n draaitjie hier by my. Staan sommer gou sommer hier lekker by my. Kom maar so 'n bietjie vorentoe staan, net nie reg voor die kamera staan nie, dan gaan julle net jou rug afneem. Goed. Hou maar eers daar, Peer. Wie ken daai program? Kyk julle hom. Kyk julle hom nie? Nee. Dis 'n verskriklike oulike program. Hy sê ek dink hy's klaar weer. Program se naam is Kyk wie praat. Ma en pa, julle kyk dit, né? Kyk julle dit nie? Dis 'n kinderprogram wat die groot mense vasgenaal sit voor daai TV. En as jy dit nog nie gedoen het nie, is daar nou 'n gat in jou opvoeding. So regtig, dis 'n oulike program, 'n kinderprogram. Die program se naam is Kyk wie praat. Nou dis 'n program waar Olofse is die ouetjie, ek kan nie sy naam van die ou wat dit aanbied. En ons gaan nou 'n speletjie speel vanoggend. Ek gaan julle kennis toets. En julle moet vir my antwoord of ek gaan 'n vraag vra. En dan gaan 'n Peer 'n prentjie opsit, dan gaan ek vir jou, jy moet sê, is dit die een, of is dit daai een? Nee, is maklik, nee. Goed, of die een, of daai een. Right, so ons gaan die speletjie speel, so dit moet julle antwoord wees. So jy sê niks anderster as of die een, of daai een nie. Peer, ons eerste vraagie is, wat het Abraham in die plek van Isak geoffer? Voor jy hom opsit, Peer, Genesis 22, het die Here vir Abraham gesê, gaan offer jou seun, en net voor hy hom offer, toe sê hy, moenie jou seun offer nie. Daar is iets in sy plek. So, wat het Abraham in die plek van die een, of daai een? Wat een is dit? Daai een, nie 'n perd nie, maar 'n ram in die plek van Isak geoffer. Goed, julle het daai een. Is julle reg vir die volgende een? Sê gou weer. Right, julle is reg. Op watter koppie is Jesus gekruisig? Die een of daai een? Die een aan die linkerkant. Nee, daai sien hy, waar Moses die wet gekry het. Jesus is op Golgotha gekruisig. Daai koppie, maar hy lyk nou nie heeltemal so nie, dit lyk 'n bietjie anders daar. Right, lyk my julle het sover 10 uit 10 of 2 uit 2. Right, kom ons maak 'n 3 uit, kyk of ons 'n 3 uit 3 kan maak. Volgende vraag. Hoeveel moordenaars is saam met Jesus gekruisig? Die een of daai een? Die een, yes. Hoeveel was hulle? 2, nee. 1 aan elke kant van Jesus gekruisig, 2 moordenaars. Lyk my julle ken dit, ek gaan die vraag 'n bietjie moeiliker maak volgende keer. Kan ek maar? Dink jy ook so? Right. Jy is 'n uitdaging, ek en jy, nee. Ken jy jou goed? Right, ek is so bly daaroor. Right. Lyk my ek maak dit te maklik vir julle. Right. Hoeveel dae was Jesus in die graf? Die een of daai een? Daai een 3 dae, nee. Dis die Vrydag, die Saterdag en die Sondag. Goed. Volgende een, om 'n kind van die Here te wees, moet ons die een of daai een? Die een, yes, die een. Ons moet in Jesus Christus glo, nee. Jesus het hom so mooi aan ons kom openbaar. Hy sterf so mooi vir ons sondes, sodat ons vandag in hom kan glo.
Alright. Nou gaan ons 'n liedjie sing. So, of voor ons 'n liedjie sing. Onthou, Jesus was so lief vir ons, dat hy gekies het om aan die kruis te sterf, nee. Ek en jy het nie gekies nie, nee. Ons kon dit nie reg kry nie, maar Jesus kies vir ons. En hy sê, ek sal aan die kruis vir jou sterf. Jesus het my lief, ek weet, dit kan ek net nooit vergeet. Kom ons sing 'n liedjie saam. Jesus het my lief, ek weet, dit moet ek net nooit vergeet. Julle ken die liedjie, né? O, jy ouer mense en ouma en oupa, mamma en pappa sal hom onthou as Jesus min my salig lot. Dis dieselfde melodie. O, liedjie. Right, hy het nou net nuwe woorde gekry. Ons sing hom saam met die video. Laat waai maar Peer, dankie. Jy moet hard saam sing, hoor. Ma en pa, julle moet ook saam sing. Oumas en oupas, asseblief. Bietjie harder, Peer, ek kan maar nog so bietjie opgaan. Dankie. Jesus het my lief, ek weet, dit moet ek net nooit vergeet. Hy wil altyd in my werk, soms is ek swak, maar hy is sterk. Jesus het my lief, Jesus het my lief, Jesus het my lief, ek weet, ek moet dit nooit vergeet. Jesus het my lief, ek weet, dit moet ek net nooit vergeet. Hy wil altyd in my werk, soms is ek swak, maar hy is sterk. Jesus het my lief, Jesus het my lief, Jesus het my lief, ek weet, ek moet dit nooit vergeet. Ek moet dit nooit vergeet. Wat gaan almal enetjie, ons het almal dieselfde. En as julle gevat het, kan julle maar gaan sit. Of julle kan hier bly staan, of julle kan daar bo by my kom sit, is julle keuse. Soos die kamera se draad uitgetrek. Die draad lyk dit vir my. Goed. Broersuster, kom ek speel maar gou die speletjie met julle ook. Die een of daai een? Wat het God gekies? Wat was God se keuse? Die een of daai een? Daai een. Broer en suster, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek weet dit klink vanmôre kinderlik, klink vanmôre eenvoudig, en dit is ook eenvoudig, dat ons maar kan weet, ons kan vir Christus kies, omdat hy my eerste gekies het. En omdat hy my gekies het, en vir jou gekies het, sonder dat ons daarvoor gevra het, kan ek en jy vanmôre dan ook 'n keuse uitoefen en sê, Here, ja, ons wil U dien. Natuurlik is dit net die Heilige Gees wat jou daarvan kan oortuig. So, Jesus kies die regverdige pad. Die pad dat die sonde gestraf moet word, maar die pad dat ons gereinig kan word van alle ongeregtigheid. Kan ek vanmôre vir jou vra, glo jy dit? As jy dit saam met my glo, wil ek vra dat jy sal opstaan en saam met my jou geloof bely. Jy volg dit saam met my op die skerm en daarna sing ons spontaan Lied 205 vers 1 en 2. Kom ons bedoel dit vanmôre uit ons hart uit. Ek glo in Jesus Christus, die woord wat mens geword het. Ons het sy heerlikheid gesien
vol genade en waarheid. Hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is die seun van God. Hy is die brood wat lewe gee. Wie na hom toe kom, sal nooit weer honger ly nie, en wie in hom glo, sal nooit weer dors kry nie. Hy is die lig vir die wêreld. Wie hom volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Hy is die goeie herder. Hy lê sy lewe af vir sy volgelinge. Hy ken sy volgelinge en hulle ken hom. Hy is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur hom nie. Hy is die ware wingerdstok. As ons in hom bly en hy in ons, sal ons baie vrugte dra, want sonder hom kan ons niks doen nie. Amen. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verlichte genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sy gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom met genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan doen. Ons lof aan die Skepper wat altyd getrou, sy kerk die bewaard het vir lewe en bou. Ons bly inspireer en ons steun in sy gees, om sout en om lig vir die wêreld te wees. Loof die Heer, sy gelowige saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom met genade, ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan doen. Dankie Vader vir die vrymoedigheid wat ons het om U ons Vader te mag noem. En ons lê vanoggend klem, Here, op die ons ook. Ons wat U kinders is. Ons wat gelowiges is, wat U kan ken deur die werk van Jesus. Want Jesus het self gesê, wie my sien en my ken, ken die Vader. Dankie Here, dat U so op 'n unieke manier U self openbaar het. Dit was nie net woorde nie. Dit was 'n sigbare daad van liefde. En vanoggend, Here, staan ons en sit ons in hierdie kerkgebou in U teenwoordigheid. Saam is ons hier om by U te leer. Saam is ons hier om aan U lof te bring vir U genade en die goedheid wat ons ontvang het sonder dat ons daarvoor gevra het. U het ons gekies. En mag ons weet, Here, die feit dat U ons gekies het, bring by elkeen van ons 'n stuk verantwoordelikheid, 'n stuk verantwoordbaarheid, sodat ons in U koninkryk diensknegte kan wees. Maar Here, ons moet toegerus word. Daar moet ontmoetings plaasvind, daar moet 'n gebedslewe wees. Ons moet by U sit en luister, maar ook hoor en ook reageer.
En in hierdie tyd is ons besig, Here, met die geestelike dissiplines. Kom dan vanoggend, Here, leer ons, dissiplineer ons, sodat ons U kan leer ken op 'n beter manier, en sodat ons ook gehoorsaam kan wees aan U woord. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus met 'n hart vol dankbaarheid. Amen. Kom ons wees stil voor die Here en ons sing Psalm 72 vers 1 en vers 2. Wees stil van die Heilige Sier in ons teenwoordigheid. Om by na voor om hier met eerbied ons aan. Erken sy heiligheid en sy gerechtigheid. Wees stil van die Heilige Sier in ons teenwoordigheid. Wees stil van die Here God van magtes werksaam om ons heen. Hy neem ons sonde weg, genees ons grootste seer. Niks sy eerste weg, of van sy krag beperkt. Wees stil van die Here God van mag, is werksaam om ons heen. Broer en suster, ek gaan nie vanoggend een spesifieke teksgedeelte met jou lees nie, omdat die geestelike dissiplines waarmee ons besig was baie keer maar tematies is, en daar soveel verskillende plekke in die Bybel is wat vir ons dan help, hoe ek en jy in afsondering voor die Here kan wees. So, dit is ons tema vanoggend, die dissipline van afsondering, om afgesonder te wees, wanneer ek die Here wil ontmoet. Kan ek vanmôre vir jou vra of jy 'n vrees het om alleen te wees? Ons vrees mos stiltes. Ons hou glad nie daarvan. Ons hou nie van stiltes nie. In elk geval die oomblik wanneer ek en jy in 'n stilte vasgevang word, veral binne in hierdie moderne lewe waarin ons lewe, dan is dit asof ek daardie kettinge van daardie stilte net wil breek en ek wil net ontsnap na hierdie besige wêreld toe elke dag rondom my wat eintlik maar 'n geraas is. Nou ja, miskien sal jy ook vir my sê, maar ek hou ook van my stiltes. Ja, dit is dalk iets soos wat 'n mens 'n bietjie ouer word, dan hou 'n mens bietjie van stiller oomblikke. Die musiek raak bietjie sagter, die musiek raak bietjie gewyd en jy hou nie van 'n geraas rondom jou nie. Nou wat is dan die verskil tussen alleenheid en ook afsondering? Nou as ek vanmôre vir u met u praat oor alleenheid, dan is dit nie net daai waar ek nou alleen is en niemand naby my is nie. Alleenheid kan partykeer 'n innerlike leegheid wees. En dis 'n verskriklike ding. Om alleen te wees en hier binne dolleeg soos 'n skulp wat se parel uitgeval het. Hy het geen doel meer. Dis hoe ons partykeer voel, broer en suster. Maar afsondering is daar die tyd van innerlike vervulling. Van 'n innerlike vol word van God, en die mooi woord is 'n geleentheid in 'n tyd waar God kom en my kom herskep. My kom nuut maak. Vir my iets anders kom wys. Dis iets wat binne in my hart gebeur. So afsondering is nie net dat ek na 'n plek toe gaan waar ek alleen en eensaam is nie, maar afsondering juis die tyd waar ek dan deur God nuut gemaak kan word. So wat is die definisie van stilte dan? Stilte is dan wanneer ek stil is om te luister. Maar afsondering is om in my stilte
God te kan sien. Om in my stilte God te kan ontmoet. Groot verskil. As om net in stilte te wees en te luister. Afsondering is daar waar ek pertinent myself 'n ingesteldheid ontwikkel, sodat ek God kan ontmoet. Broers, kan ek vanmôre vir jou vra of jy die Here se stem hoor? Ek praat nie vanmôre van hard en duidelik iewers uit die bloute uit dat iemand hard met jou praat nie, maar ek dink ons hoor die Here se stem nie meer binne in hierdie gejaagde wêreld nie. Wanneer laas het jy duidelik gaan sit tydens jou Bybelstudie of tydens met jou besig wees met die Bybel en so besig was dat jy kan sê, weet jy, in hierdie teksgedeelte of in hierdie stukkie wat ek lees, het God vandag met my gepraat. Ek is mos nou as prins baie keer as mense vir my sê, Martin, ja, maar die Here het vir my gesê. Dan sê ek, right, wat 'n hoofstuk, wat 'n bladsy, wat 'n vers het jy gelees? Dan sal ek met jou kan saampraat. Maar moenie vir my sê die Here het iewers sommer net uit die vir my gesê ek moet dit of dat doen nie. Ons het nie meer tyd nie. So beweer baie mense, want die TV is die hele dag aan. Wat doen jy as jy in die oggend opstaan? Gaan maak koffie, sit die radio aan, sit die TV aan. Dis 'n geblær binne die huis die hele dag lank. En iemand het gesê, en ek gaan dit nou kras uitdruk, verskoon die woord, het gesê, ons versuip die stem van God met die geraas rondom ons. Ons verdrink die Here se stem. Hy raak stil. Binne in ons besig wees elke dag, sodat ons hom nie kan hoor nie. So afsondering is daar waar ek voor die Here kom sonder woorde, sonder spraak, met stilte, sodat ek God se stem met my kan hoor, wat saggies met jou gaan praat, broers en susters. Maar die probleem by my en jou vandag is, die stilte wat ek en jy soms vir onsself kom skep, is 'n stilte wat 'n geraas binne in ons ore maak, dat ons eintlik van daardie stilte ontsnap, terug binne in die wêreld se geraas in, waar God se stem eintlik in stilte is, waar ons die Here nie kan hoor nie. En wat gebeur dan met my en jou? Dan versuip ek en jy maar in die geraas van die wêreld, sodat ons die Here se stem nie meer kan hoor nie. En broers, dit is ek en jy se probleem vandag. Ons is haastig, daar's nie meer vir ons tyd nie, ons skep nie geleenthede nie, alles is vinnig, is dadelik, alles is kits, alles is skielik, alles is gou, en omdat ons dan gou planne moet maak, goue ding moet doen, is ons baie keer ook goue stukkie Bybel lees, goue gebed op die ou end, en dan skep ons dit af, en dan sê ons vir mekaar, die Here praat nie met my nie. God se stem is stil. God se stem is nie stil nie, broer en suster. En wanneer God se stem dan volgens my en jou dan begin stil raak, dis dan wanneer ek en jy fout begin soek by ander mense, fout begin soek by dit of dat, om te sê, maar ek hoor nie die stem van die Here nie. Jy gaan hom nie hoor nie, broer en suster, want God se stem is 'n fluisterstem. God se stem is 'n sagte stem. Wat 'n voorbeeld was Jesus vir my en jou gewees binne in hierdie stil word vir ons. Gaan kyk maar wat Jesus doen, en dis hoekom ek vanoggend nie net een gedeelte met u kan lees nie. As jy die evangelies lees, sal jy gou sien dat Jesus hom afgesonder het vir sy bediening. Hy soek afsondering wanneer hy die wil van die Vader gaan soek. Hy moes uit die geraas uitkom, sodat hy kan beplan, sodat hy kan weet, want skare mense het agter Jesus aangeloop. Hulle het aan hom geraak, hulle wou gehoor het wat hy wil gesê het, maar Jesus het nie kans gehad om binne sy aardse lewe net voor die Vader te gaan stil word en kan hoor, Vader, wat wil u hê moet ek doen? Toe gaan soek Jesus stille oomblikke om met die Vader te connect, sodat ek die stem van my Vader kan hoor. So wat moes hy doen? Hy moes die main switch van die wêreld afsit. Hy moes die ligte van die wêreld afsit, sodat hy in die lig van Christus kon inkom. Nou broers, nou gaan ek vir jou 'n paar voorbeelde wys in die Bybel daarvoor. En ek het maar van elkeen van daai voorbeelde, maar net vir jou 'n prentjie op die skerm. Matteus 4 vers 1 tot 11. Wat doen Jesus voor sy bediening?
Hy gaan die woestyn in. Vader stuur hom die woestyn in vir 40 dae en 40 nagte lank, sodat hy hom kan voorberei om die Satan se werk wat sy verlossing aanbetref kan teenwerk. Ek ken hy stukkie maak die brood, die klippe brode, spring van die tempel af, daai hele gedeelte in Matteus 4, gaan lees dit maar by die huis self. Lukas 6, hier's 'n belangrike ding, wat doen Jesus in Lukas 6? Hy gaan sonder hom voor God die Vader af op die berg. Want wat is die volgende ding wat hy moet doen? Hy moet sy 12 disippels kies. Nou wil ek hê jy moet mooi dink, hoekom kies Jesus 12 disippels? Ja, was die 12 stamme, 12 disippels, maar hoekom kies hy nou daai 12 disippels? Want dit was die begin van die Nuwe Testamentiese kerk. Sien hoe belangrik was dit vir Jesus om weg te kom uit die geraas uit, voor die Vader te gaan hoor, ek moet 12 mense kies, wat die begin van die Nuwe Testamentiese kerk gaan wees. Sê dit nie vanmôre vir ons iets oor besluite, groot besluite wat jy in die lewe moet maak, om eers voor die Vader te gaan stil word? Dit te gaan toets aan die skrif, om te kyk of dit die regte keuses is wat ek gaan uitoefen? Matteus 14, net nadat my gehoor het, Jesus gehoor het van Johannes die Doper se dood, het hy in 'n skei geklim en hy het na 'n stil plek toe gegaan, om daaroor na te dink, om sy batterye te gaan laai. En die mooiste gedeelte, Lukas 22, waar Jesus in Getsemane kom, voor sy kruisiging. Dan word hy stil, en hy bid hierdie gebed, en hy sê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Wie is ek en jy, om ons soms nie af te sonder, om te vra na die wil van God binne in ons lewens nie, terwyl ek en jy dalk klaar 'n besluit gemaak het en gesê het, Here, dit moet so wees, terwyl God dalk wou gehad het, dit moet so wees. Jesus het in sy menslike gestalte gesê, Vader, ek kan nie hierdie pad loop nie, ek kan nie gekruisig word nie, laat dit by my verbygaan asseblief, maar dan bid hy, Vader, nie soos U wil nie, soos ek wil nie, maar soos U wil. En dan binne in sy afsondering val sy sweet soos bloeddruppels op die grond. Broersuster, as Jesus dit nodig gehad het, om in afsondering voor die Vader te kom staan, om sy werk te kan doen, hoeveel te meer nie ek en jy nie. Ek dink toe nou sommer aan Efesiërs, daar waar Paulus skryf, of die gebed bid vir die gemeente in Efese, is afsondering nie maar dit nie, waar ek en jy onsself voor die Here gaan afsonder en sê, Here, help my, sodat ek innerlik sterk kan word. Help my om in my hart te kom woon. So afsondering is om te sê, Here, hier is ek, om help my om in afsondering te woon, dat ek in U liefde gewortel en gegrondves kan wees. Ons het brood nodig, maar die lewe is gejaag en God se stem het stil geword. Is dit nie hoekom die prediker op die ouend skryf nie, daarom is jou lewe 'n gejaag na wind? Daar's niks oor nie, God se stem is stil, die geraas van die wêreld het jou kom insluk, en op die ou end dink ons baie keer dat ons in ons geloof kom groei. Ons lewe word opgesom met 3 woorde, haastig, bekommerd en 'n geskarrel. As jy net dit gaan onthou vanmôre, liewe gemeente, dat afsondering is, om met jou Bybel in die hand, in gebed, in meditasie, en met eenvoud wat ons so ver gedoen het, dat jy met dit voor die Here se voete moet gaan stil word. Eenkant. Nou is my vraag vanmôre aan jou en aan my, hoe kan ons van hierdie wêreldse goed bevry word? Wat se voordele is daar vir my en jou in afsondering? Daar's 'n boekie geskryf, ek het dit self nie gelees nie, ek het net die titel daarvan gesien, van St. John of the Cross. Hy is 'n katholieke digter, en hy het geskryf die volgende woorde, en Richard Foster het dit aangehaal, hy het gesê, ons moet the dark night of the soul moet ons ontdek. Ontdek die donker kant van jou siel. Dis wat afsondering is.
Afsondering is nie iets negatiefs nie. Afsondering is nou nie soos wat hy nou sê, nou moet ek net hier binne my gaan kyk hoe sleg ek nou voor die Here is nie. Nee, dis juist iets wat opbouend is. Dis iets wat mooi is. Hy sê afsondering is daardie oomblikke waar ek voor God gaan sit en vir die Here moet vra, Here, wys vir my die donkerte van my diepste binneste, sodat ek kan groei. Wys vir my hoe my hart lyk. Wys vir my hoe diep ek hier binne lyk. En wat gebeur as God vir jou wys hoe jou binneste lyk? Dan ontdek jy jou alleenheid. Jy ontdek jou leegheid. Jy ontdek jou sondigheid. Jy ontdek jou verlorenheid op die ou end voor die Here. Jy ontdek dat ek eintlik maar van myself afhanklik is. Jy ontdek daai oorafhanklikheid van diself. En jy ontdek dat die dryfkrag en die dryfveer binne in my lewe eintlik maar my menslike vlees is en nie die Heilige Gees nie. Ons verloor dit baie keer. Daarom bring afsondering my en jou op die punt, saam met gebed en meditasie, van waar ons in stilte van die gemors, van die modder van hierdie wêreld skoon gewas kan word. Broers, wat gaan gebeur? As ek jou nou vanoggend kan help en jy kan by die huis gaan stil sit en kyk maar wat gaan gebeur as ek myself voor die Here gaan kom afsonder? Dan gaan die Here vir jou sê, kom gooi net handdoek in. Hou op self probeer. Hou op dink jy het 'n aandeel in jou verlossing. Hou op dink ek kan op myself groei in my geloof. Hou op dink dat jy selfstandig gaan bly teen die bose. Hou op stry met selfhandhawing. Besef dat jou intensiteit met jou verhouding met God nie is waar dit moet wees nie. Dis wat jy gaan ontdek. Dis wat jy gaan raak sien. Dis hoe die Here vir my en vir jou gaan lei. Jy gaan agterkom, ek het geen honger na God se woord nie. Dis the dark night of the soul, gaan vir jou kom wys, daar's by jou geen aptyd om in 'n nuwe verhouding met die Here te kom staan nie. Ontdek dat jy nie self kan nie. Ontdek dat jou siel dalk aan die slaap geraak het. Ontdek dat daar geen geestelike groei is nie. Dan gaan ons begin besef, Here, maar ek het mos nou meer geword as U. Terwyl dit andersom moet wees dat die Bybel vir ons sê, God moet meer word en ek en jy moet minder word. Ons moet lewe soos Galasiërs 2:20 wat Paulus skryf, Here, dis nie meer ek wat lewe nie, maar dis Christus wat in my lewe. So al die vleeslike goed, al my menslike gedagtes, alles waarmee ek besig is, my vleeslike idees, moet gesuspend word, moet opgeskort word. En die goed gebeur net in stilte voor die Here, in afsondering voor God. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet dat ek God is. Jesaja 30 vers 15, julle ken dit, julle krag lê in stil wees en in vertroue. As jy 'n glas modderwater vir 'n rukkie gaan neersit op die kas en jy kom môreoggend daar, dan die modder afgesak en is die water helder. En dis 'n proses. Afsondering is daai proses waar ek voor God gaan sit, dat hy weer al die modder en die goed uit my lewe uitkry, sodat ek weer kan besef hoe skoon hy my gewas het deur die bloed van die Here Jesus Christus, en vir my daai nuwe perspektief op my verloste lewe kan gee. Nie 'n perspektief op dit wat ek verloor het, of op the dark night of the soul nie, maar die perspektief dat ek skoon is, dat ek kan ontslaa raak van dit wat my kelder, van my bekommernisse, my hartseer en my pyn. As ek vir God in stilte gaan soek, broers en susters, sal daar stilte in my gemoed kom. Sal daar stilte in jou hart kom. Dan gaan jou lewe ook rustiger begin raak, kalmer begin raak, en jy gaan 'n ander perspektief kry. Die tweede ding wat met ons gebeur in afsondering, dit leer ons waar ons krag vandaan kom. Efesiërs 6 vers 10, soek in julle krag in die Here en in sy groot mag. Dis 'n werkwoord. Soek. Laasweek het ek met u gedeel in eenvoud, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal julle al hierdie dinge raak sien. Maar wat doen ons, broers en susters? In plaas van afsondering, met God se woord en gebed,
is ek soekend, soos 'n verdwaalde hond in die straat. Ek soek na die bekende predikers. Ek soek na 'n kerk wat my kan pas. Ek soek na goed wat by my raamwerk kom inskakel. Terwyl die Bybel vir ons sê, soek na die krag van God in jou lewe. En nie na menslike gewildheid nie. Dit val nie in ons skoot nie, broers en susters. Geestelike innerlike krag kom wanneer jy met God in ontmoeting is. Is dit nie miskien die rede vir die kerk partykeer se geestelike armoedigheid nie? Dat ons eintlik maar sukkel, ons weet nie om voor te gaan nie. Dit beteken eintlik, Here, U is nie die koning van my lewe nie, maar laat afsondering vir ons help, sodat God se heerskappy deel van ons lewens kan wees. En daarom is die derde ding, afsondering bring ons op die punt waar ons vir God beter kan hoor. Ek sê weer, broers, dat u moet raak sien hoe hierdie geestelike dissiplines nie losstaande goed is nie, maar so interaktief met mekaar begin werk en afsondering en gebed en meditasie baie nou aan mekaar verbind is. Want Jesus sê vir sy disippels toe hulle hom vra, Here, leer ons bid, Matteus 6 vers 6, hy sê, gaan na jou binnekamer toe. Gaan onttrek jou uit die geraas van die samelewing uit. Gaan word stil voor my. Want ek gaan saggies met jou praat. En daai mooi teksgedeelte wat ons al 'n paar sondae mee besig was, 1 Konings 19, waar Elia die Here se stem in die windstilte gehoor het. Ek het gou gaan kyk wat is alles vertaal daarmee. Die New English Version sê, dis 'n gentle whisper. Die Common English Bible praat van, it's a sound thin and quiet. En dan sê die oorspronklike Hebreëus, God praat in 'n stil en klein stemmetjie. As ek stil word voor hom. Broers, die Here gaan nie op jou skree nie. Hy gaan nie in jou besige wêreld hier agteraan hardloop en vir jou sê, jy wat daar aan die ander kant is, hoor bietjie my stem nie. Hy doen dit nie. Hy gaan wag dat jy stil word voor hom. En dat jy bietjie jou kop uittrek uit die mis uit, waar ek en jy kop in een mis met die geraas van hierdie wêreld is, waar ons verseker nie die stem van die Here gaan hoor nie. Afsondering, die vierde ding en die laaste ding. Afsondering bou jou intimiteit met God. Daar gaan jy ontdek wat jou verhouding met die Here is. Daar gaan jy ontdek of ek God regtig ken, of ek hom nie ken nie, of my lewe maar net eenvoudig net die room is wat ek van bo af afskep, maar daar glad nie diepte is nie, en die saad wat op my hart geval het, of dit nou maar in goeie grond geval het, of dit op die klippe geval het, en of dit tussen die dorings geval het, dit gaan jy daar ontdek. Maar daai stilte gaan jy ontdek wie God is. Jy gaan God se karakter leer ken. Jou oorgawe aan God gaan gestimuleer word wanneer jy voor die Here kom stil raak. Met ander woorde, afsondering beteken ek gaan innerlik gesond word. Afsondering is die ervaring soos van 'n siek mens wat voor 'n operasie staan en weet die operasie gaan my nou gesond maak. Dis wat afsondering is. Ek staan voor die teater se deur, waar God gaan sny tot op die been, sodat ek van binnekant af kan gesond maak. Dis 'n geleentheid, broer en suster, wat ek en jy moet aangryp. En as jy dit nie doen nie, mag jy ook nie 'n verskoning hê waarom daar nie geestelike groei in jou lewe is nie. Ek sluit af, broers en susters, met 'n paar praktiese goed. Die paar praktiese goed gaan jy in die blaadjie ook kry, wat jy by die deure het vanoggend, en ook wat ek later vanmiddag op die groep vir jou gaan plaas. Hoe lyk afsondering in die praktyk? Stille oomblikke vroeg in die oggend. Miskien is dit jou keuse. Vroeg in die oggend is nie my keuse nie, want ek haat vroeg opstaan. Ander tye wat jou pas. Sluit af voor die Here. Gaan sit buite in die tuin. Laat aand, vroegoggend, in die middag, in die koelte. Bou vir jou 'n plekkie. Kry vir jou 'n plekkie in die huis of buite.
Die wat in die veld werk en lewe kan sommer sy bakkie of sy voertuig of waar jy werk kan daar afsondering wees om van God bewus te kan raak. Praat vir 'n hele dag lank glad nie. Manne, julle sal dit vir julle vrouens aanbeveel, né? Onttrek jouself van alles en almal vir 'n oomblik. Maak sommer net tyd vir afsondering met die woord van die Here. Voeg jou eie daarby by vanoggend. Amen. As ek stil word om by te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek u hart loop, teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Hy is wonderbare Raadsman, Hy is magtige God, Hy is ewige Vader, Hy is vredevors, Hy is wonderbare Raadsman, Hy is magtige God, Hy is ewige Vader, Hy is vredevors. As ek stil word om by u te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek u hart loop, teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Wonderbare Raadsman, Hy is magtige God, Hy is ewige Vader, Hy is vredevors, Hy is wonderbare Raadsman, Hy is magtige God, Hy is ewige Vader, Hy is vredevors. Hy is wonderbare Raadsman, Hy is magtige God, Hy is ewige Vader, Hy is vredevors, Hy is wonderbare Raadsman, Hy is magtige God, Hy is ewige Vader, Hy is vredevors. U is wonderbare Raadsman, magtige Vader, vredevors. Wanneer ons dit besef, Here, in afsondering en in stilte, dan bedaar my hart se donker vrees. Here, mag ons as gemeente erns maak met ons stilte voor U. Erns maak met ons verhouding met U. Erns maak om U te leer ken. Ontmoet ons, Here, daar waar ons stil gaan word voor U. As individu of as gesin. Laat ons harte, Here, voor U net kom vernuwe.
Wys vir ons, Here, daar waar dit nog donker is. Daar waar ons siele nog bietjie timmerwerk nodig het. Mag ons elkeen, Here, op so 'n wyse geestelik groei, want dit is ook maar in 'n sekere sin, Here, ons verantwoordelikheid om by u voete te gaan sit. Ons kom bid vanmôre, Vader, vir ons gemeente. Mag ons elke dag, Here, erns maak met hierdie saak. Lei u vir ons op ons pad met ons bedrywighede besig wees. Mag ons altyd onthou dat dit oor u gaan en oor u koninkryk en oor niks en niemand anders nie. Help vir ons, Vader, om altyd maar gefokus te bly, getrou te bly wanneer dit kom by ons luister en ons stil wees voor u. Ons Vader dan ook vanmôre, Here, in die naam van Jesus met hartvol dankbaarheid. Amen. Nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Hemelvader, dankie vir seëning uit die hand, aardse seëninge ook. En Here, gebruik ook dit wat ons in offers aan U bring, op so 'n wyse, Vader, dat ook U naam verheerlik word en U koninkryk daardeur kom. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus met hartvol dankbaarheid. Amen. Kom ons sluit dan vanoggend af met lied 519, al 4 verse, dit is kort, wees stil en weet, ek is die Heer, ek spreek en wind en golwe bedaar, ek sal ook jou getrou bewaar. Al 4 verse, lied 519. Wees stil en weet, ek is die Heer, ek spreek en wind en golwe bedaar, ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer, ek ken jou pyn, jou
soos ek beloof. Ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Hy sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.